So een keer 'n maand stop ons en ons gesels bietjie oor disippelskap. So ons doen gewoonlik 'n studie vers deur Romeine en dan nagmaal Sondag, die eerste Sondag van die maand, dan stop ons en dan herinner ons net onsself net weer dat ons moet primêr leer om disippels te wees van Jesus. Disipel beteken 'n volgeling van Jesus. En dan moet ons uitgaan en disippels gaan maak. Wat beteken as ek weet hoe dit lyk om 'n disipel te wees, kan ek saam met iemand 'n pad stap om hom 'n disipel te maak. En so oor die laaste 10 maande, vat ons die 15 dissiplines en maand vir maand hanteer ons een van hierdie dissiplines om te kan sê wat is hierdie 15 dissiplines. Nou onthou as ek vir jou hierdie 15 dissiplines moet sê, sal jy sê o ja, nee, ek weet ek moet dit doen. Maar ons almal is useless met die goeders toepas. En so dan gesels ons bietjie oor hoe lyk hierdie goeders prakties. En so die eerste week of die eerste maand het ons gesels oor die dissipline van ontdekking. Dat ek en jy nooit op 'n plek sal wees wat jy sê, o, ag ek ken daai storie. O, ag weet jy wat ek weet wat ek moet doen nie. Dat ons nie net sal aanneem dat omdat ons dit al vir jare doen dat ons alles weet nie. Dat jy al kan sê, maar ek het al 3 keer my Bybel gelees, jy kan my niks leer van die Bybel nie. Dat ons nooit op daai plek sal wees nie, maar dat ons altyd sal ontdek. Altyd die skrif sal vat en deurwerk en sien hoe die Here iets vir ons nuut oopmaak, iets nuut ontdek van Jesus en sy grootheid en sy goedheid in ons lewens. Die volgende een het ons gepraat oor bly in Christus. Ons praat oor die identiteit in Christus, dat jou identiteit word gevorm wanneer jy in Christus bly. Nou al hierdie is alles beskikbaar op YouTube, so jy kan teruggaan en daarna gaan luister. Ons het gepraat oor die dissipline van gebed. Nie net te bid voordat jy gaan slaap nie, nie net te bid voordat jy eet nie, maar om gebed, 'n gesprek saam met God, konstant deel van jou lewe te hê. Dan het ons gepraat oor die bestudering van God se woord. Dat dit nie net Bybel lees is, want dis wat ek moet doen voordat ek gaan slaap, of net 'n hoofstuk deurjaag om net nie skuldig te voel nie, maar regtig waar die woord te bestudeer. Dan het ons gepraat oor die vernuwing van jou denkpatrone. Om nie net te dink soos hierdie wêreld nie, maar om toe te laat om te dink soos dat God wil hê ons moet begin dink. Ons het gepraat oor 'n dissipline van aanbidding en daarna 'n dissipline van teenwoordigheid, deur te aanbid en die belewenis van God se teenwoordigheid. En toe het ons vir André Steiger hierso gehad en hy het bietjie gepraat met ons oor rentmeesterskap. Hoe dink ek oor dit wat ek het? En hoe ek hierdie goeders moet deel maak van my lewe. Toe het ons bietjie gesels oor, en dit was oor die Paasnaweek gewees, ek is vergewe en daarom kan ek vergewe. Dis 'n dissipline van vergifnis. En vanoggend gesels ons oor die 10de dissipline en dit is die dissipline van dienaarskap. En dis pretty much 'n baie groot woord, maar vir my voel dit soos 'n vloekwoord. Okay, so want hier is die groot ding, daar is party mense, en onthou so 'n paar weke terug, vir die van julle wat regulars is, het ons gepraat oor dat diensbaarheid is 'n gawe van die Heilige Gees. En so vir party mense is om te dien verskriklik maklik. Dit vloei uit jou uit. Dis vir jou maklik om mense te dien. Vir die res van ons is dit 'n vloekwoord. Vir die res van ons is dit ongelooflik moeilik. Nou, kom ek definieer net gou vir jou die doel van vanoggend se boodskap. Die doel van die boodskap is om op jou tone te trap. Okay? So as jy wil, trek net jou tone so bietjie terug, net laat ons nie te hard daarop trap nie, maar die doel daarvan is as jy vanoggend perfek is in dienaarskap. So ek praat van die Moeder Teresa's hierso tussen ons, mense wat amazing is. Vanoggend het jy af. Okay, so jy is welkom. As daar van julle is wat graag wil vorentoe kom en kom preek, jy is welkom. Ek beloof ek sal daar sit, ek het nodig om hierdie boodskap self te hoor. So al ons Moeder Teresa's, iemand wat graag wil kom preek, net gou vinnig. Niemand, julle is gewoonlik te nice, julle wil nooit gewoonlik. Of alternatief as jy wil, haal jou foon op uit, gaan kyk op Facebook, wat gaan aan, speel 'n game. Ons gee jou af. Vandag hoef jy nie te luister nie. Jy is amazing. Ons leer by mense soos julle, maar vir die res van ons is kriminele. Okay, so as jy nie in die Moeder Teresa kategorie inval nie, moenie nou hierdie boodskap luister en ag nee, ek is nie te bad. Jy's bad. Ek is bad, ons is selfsugtig, ons is terrible en die doel is om hierdie te vat en deel te maak van ons lewens, okay? So dis die doel. Moenie wegstap en sê, ag, weet jy wie moet hier gewees het?
Daai vrou wat by die werk is, sy moes hier geweet. My skoonma, sy moes hier Dis nie wat hierdie gesprek is nie. Jy is die krimineel vanoggend. Ek praat met jou en ek praat met my. So dis die doel dat ons hierdie gaan doen. Nou, as ek praat van dienaarskap, in die boek wat jy deurgaan as jy nou deel van die disippelskap groepe is, dan noem hy dit dienaarskap. Ek wil dit bietjie verander na diensbaarheid toe en ek gaan vir jou dit op die skerm sit oor hoekom. As ek en jy praat oor dienaarskap, dit is die posisie van iemand wat dien. So as jy sê ek is iemand wat dien, dan is jy 'n dienaar. So dienaarskap amper half hanteer die posisie. As ons praat van diensbaarheid, dan praat ons oor die hart waarmee jy dien. En hoekom ek dit spesifiek wil sê vir jou, is want daar's baie mense wat aan die buitekant kan dien, maar jou hart is vrot. Dan is daar van ons wat net glad nie dien nie. So dis hoekom ek sê ons almal is kriminele. Ons het nodig om hierdie te luister, want vanoggend gesels ons oor dien. En as ek vir jou sê dit voel vir my soos 'n vloekwoord, is dit die blote feit is want dit is moeilik. Dit is moeilik om te gesels oor hierdie. En so vanoggend het ek 3 groepe mense met wie ek praat. Onthou nou, die Moeder Teresa's, ek praat nie vandag met julle nie. Julle kan maar afvat. Die ander 3 groepe gaan ek vir julle definieer. So ek moet basies 3 preke in een intraai werk. Maar ek gaan dit in 3 kategorieë insit. 3 groepe mense met wie ek vanoggend praat. En jy gaan jouself in een van hierdie 3 kategorieë sien en dan herinner jouself, ek is 'n krimineel en daarom luister ek hierdie preek. Okay, dis basies in jou groep waarin jy moet wees. So die eerste groep mense met wie ons gaan gesels of wat ek sommer self gekategoriseer het, hierdie noem ons die beginners. Dis mense wat min of meer middel 20s tot laat 20s is en jonger. Dan beteken dit dis mense wat jy het 10 teen 1 al begin werk dalk, jy's op skool, jy het al 'n paar goeders bereik, maar in terme van wat die wêreld sien as iets wat jy bereik het, is jy nog nie daar nie. Jy is nog in die begin. Jy's in die begin van jou lewe, jy het nog 'n lang pad om te stap en dit wat jy tot nou toe bereik het, is nie vreeslik baie nie. Jy voel dalk goed oor wat jy tot nou toe bereik het, maar niemand wat 60 of 70 jaar oud stap na jou toe, tap jy op jou skouer en sê jy's amazing nie, want jy het nog 'n lang pad om te gaan. Die blote feit is, jy is 'n beginner. Nou jy gaan spesifiek dien anderste definieer en jy moet dit anderste verstaan as die volgende groep mense. En so vanoggend gaan ek op 'n stadium net eers stop en ek gaan gesels met ons beginners. Met ouens wat nog nie vreeslik baie jare se ervaring onder die knie het nie en hoekom dit belangrik is vir ons om dien te verstaan. Die volgende groep mense met wie ek gaan gesels, en ek sit dit vir jou op die skerm, is mense wat gevestig is en mense wat ervaring het. Dis mense wat al vir jare en jare al ervaring agter die rug het. En is mense wat al gevestig is. So hierdie is moeilik om op 'n ouderdomsgroep te sit, maar kom ons sal sê, dit is jou laat 20s van 30s af plus. En hierdie kan jou vat tot in jou 70s in. Die groep mense wat hierso is nie eienaars nie, en is nie mense wat base is nie. So met ander woorde, hierdie noem ons werkende groep mense. So en onthou nou, as ek sê werkende groep mense, ek sluit in mammas wat by die huis is en by die huis werk en seker maak dat die huis geran moet word. Ek sluit in partykeer selfs mense wat al op pensioen is en ergens te dien op ander plekke of in ander bedieninge is. Dis mense wat al vir jare in hierdie wêreld ondervinding het en jy staan op 'n berg van ondervinding en jy is gevestig in dit wat jy het. Obviously daar's verskillende skale in terme van ervaring, maar dis mense wat nou al 'n pad gestap het. Dis mense wat as jy spanning by die werk ervaar, is dit nie gewoonlik spanning in wat jy moet doen nie, dis meer die verhoudings om jou. In jou werk het jy al goed begin doen. Jy weet wat jy doen, jy het al intussen, het jy al 'n stap opgevat en jy is al in 'n managerposisie of jy het ernstige verantwoordelikheid gekry, jy het nou al meer in jou senior poste in begin beweeg en jy word gekategoriseer as die senior personeel by jou werk. Dis mense en dis soos ek sê, is moeilik om 'n ouderdom op hierdie ding te koppel, maar dis mense wat ervaring het. En so dis die volgende groep mense wat jy moet dienaarskap spesifiek binne in jou plek
verstaan. En dan jou laaste groep, ek noem hulle sommer hierso die chief in charge. Dis die een wat bo sit, die ene wat die kitaar slaan, die ene wat die finale besluite maak. Dis die ene wat gewoonlik verantwoordelik is vir almal wat om jou is. Dis nie meer bestuurder vlak nie. Dis nou heel bo baas en nie, jy rapporteer aan niemand nie. Jy is die ene wat die finale besluite maak en jy maak seker almal is basies onder jou gevestig en hulle moet hulle werk doen. Jy moet dienaarskap op 'n ander manier verstaan as die vorige twee groepe. En so dis vanoggend my doel. So vanoggend gaan ons vra maar hoe definieer ons dienaarskap in jou groep? Wat maak dit moeilik vir jou om te dien? Wie gaan ons as 'n voorbeeld gebruik in die Bybel om vir ons te kan sê hoe moet ons hierdie goed anders te doen? En dan gaan ons vir jou sê wat is waardevol? Wat gebeur as jy binne in jou area waarin jy is? Wat gaan gebeur as jy begin dien? En dis die doel. Dis hoekom ek sê herinner jouself dat as jy sê ek is 'n krimineel, dan kan jy groei. Want hier is die groot ding. Ek is een keer 'n maand, dan sit ek met iemand wat my coach en in daai gesprekke word ek face to face gekonfronteer met my selfsugtigheid. En die oomblik wanneer ek bewus raak van die rebelsheid in my hart en die selfsugtigheid in my hart, die oomblik wanneer ek dit doen, laat ek toe dat die Here kom iets verander in my hart. Dis wanneer ek sien wie ek eintlik is en ek bewus word van God se genade dat ek kan verander. Dis die dag wanneer jy dink jy is fine. Dis daai dag wanneer jy op 'n gevaarlike plek is. So mag ons vandag nederig na dienaarskap kyk of diensbaarheid kyk en besef maar Here, hoe kan ek verander? So kom ons begin met die eerste groep ouens. As ons sê ons beginners, kom ons definieer ons beginners. Hoe lyk dien in jou fase? En ek maak die stelling deur te sê dien in jou fase is ja baas. Dis wat jy doen, ja baas. As jou baas van jou iets verwag, as jou ouers van jou iets verwag, dan sê jy ja baas. Jy is 'n werkerbytjie, jy beteken nie veel in die terme van die groot society in die wêreld nie. Jy is 'n werker en daarom sê ek ja baas. Nou, voordat van julle nou weer die dam onder die eend uitdruk. As jou baas vir jou sê kom drink saam met my, dan is dit nie waar jy sê ja baas nie. As jou baas sê kom ons gaan beroof 'n bank, dan is dit nie waar jy sê ja baas nie. Okay, as jou baas vir jou hierdie weird gunsies vra wat super ongemaklik is, dis nie waarvoor ons sê ja baas nie. As ek sê ja baas, dan beteken dit daar is sekere werk wat van jou vereis word en van hierdie kere vereis dit dat jy ekstra tyd en energie moet insit waarvoor jy nie betaal word nie en dan is daar stupid goeder soos papiere optel waarvoor jy nie eintlik, ek meen dis nie in jou kontrak dat jy moet papiere optel nie, maar dat jy moet sê ja baas. En die waarde daarvan gaan ons nou afbreek. Nou hoekom maak dit vir jou moeilik om te dien? Hoekom maak dit vir jong mense 25, 27 en onder, hoekom maak dit vir jou so vrek moeilik om heeltyd te sê ja baas? Nou, kan ek net sê, tot en met nou toe, het elke liewe generasie nog altyd gesukkel om te dien. Daar is van ons ouer mense wat nou nog sukkel om te dien. Die blote feit is ons almal sukkel daarmee. Maar wat vir hierdie generasie van hierdie jong mense en jonger dit moeiliker maak as van tevore, is julle het groot geword in die instant gratification era. Dat jy onmiddellik die vreugde kan ervaar van iets anderste. Nog nooit van tevore tot op hierdie punt toe was dit ooit so maklik om 'n TV-reeks te binge-watch nie. Dink nou, praat met enigiemand wat ouer is, daar was nie 'n manier nie. Vroeger jare, as jy hou van 'n reeks, dan kyk jy maandag aand 7:00 kyk ons TV. En volgende week maandag 7:00 kyk ons episode 2. En net vir die ryk mense, hulle kon dit getyp het. Maar die res van jou, jy maak seker, jy bel in, jy sê jy is siek, jy stuur jou kinders met 'n taxi hospitaal toe, maandag aand 7:00 sit jy. Dit was die weergawe van binge-watch op 'n series. Dis vandag, vir meeste mense wat vandag wil binge-watch,
As hulle 'n week vir week 'n episode launch, dan wag jy eers tot al 10 episodes uitkom en dan binge watch jy. Nog nooit van tevore was dit so maklik om TV te kyk nie. Nog nooit van tevore was online shopping so maklik nie. Ek meen, frankly, toe ons groter geword het, was online shopping pretty much die telefoon op, jy bel iemand in Johannesburg en jy sê, het julle voorraad, okay, ek stuur vir jou 'n cheque, jy betaal hom, dan stuur jy hom, dis jou online shopping gewees. En toe Takealot skielik begin uitkom, en dit vat Suid-Afrika in 'n hele nuwe fase, dat jy net kan koop wat jy lus is om te koop. En toe van daar af, toe is dit nou nog Checker 6060, wat beteken, jy kan nou nog groceries by jou deur kry. En Mr. Delivery is amazing. En nou het ons Temu. Temu beteken vanaf China, made in China, tot by my deur in 7 dae. Hoe amazing is dit? Julle word groot in instant gratification. Nou ons almal wat hier sit, beleef die instant gratification van ons onthou net die dae toe dit swaar gegaan het om een keer 'n week Igoli te kyk. Dis wat gebeur het. Dit was jy onthou daai dae. Jy word groot in dit. Jy word groot in 'n hoë stimulasie era waarin jy 'n TV-reeks kyk terwyl jy doomscroll. Jy kyk dit en ek moet eerlikwaar sê, as ek my series kyk, moet dit at least 1.5 tot 2 keer die spoed wees, terwyl ek besig is om games te speel op my foon. Dis hoë stimulasie. Dit beteken nog nooit van tevore kon jy so geoorlaai word met stimulasie soos nou. Jy word groot in dit. En op grond van dit, dink julle, omdat alles so maklik kom, dat sukses ook maklik kom. Julle dink dat omdat alles in die lewe vir my instant gratification gee, dat ek suksesvol gaan raak oornag. Dat 2-3 jaar. En nou wat dit nou nog erger maak, is nou sit jy op social media en jy kyk na die pelle om jou en jy kyk na die karre en jy kyk na die huise en jy voel jy bly agter. En skielik jaag jy op die ouderdom van 23 en jy dink, hoe het ek nog nie 'n huis gekoop nie? Hoe ry ek nie die fancy kar nie? En jy voel jy staan agter en dan as iemand vir jou sê jy moet 'n werkerbytjie wees, dan voel dit jou torval van sy stoeltjie af in jou kop. Want hoe durf hulle? Hoe durf hulle so hierdie stellings maak? Al wat hulle wil my net gebruik. Dis cheap labor hierdie man. Dis die perspektief wat ons beginners het. Is dat jy besef nie hoeveel energie moet ingesit word om te dien nie. En jy kan gaan kyk na elke liewe, suksesvolle ou wat sit met 'n besigheid wat volgens die korporatiewe wêreld sukses bereik het en gaan vra vir hom, hoe het jou fase gelyk van dien? En jy hoor stories op stories op stories van mense wat gedien het, maar ons glo vandag dat sukses kom vinnig. Dat ek hoor jong mense sê nie, ek tree af op 45. As ek so, yes, klink amazing. Wat 'n salaris moet jy kry om op 45 af te tree? Die blote feit is net, ons het hierdie idee dat sukses kom vinnig. In die Bybel sien ons dat Timoteus was 'n ou gewees wat saam met Paulus beweeg het. Paulus sien vir Timoteus raak en hy was 'n jong laaitie. Hy was 10-1 omtrent 16 jaar oud. Toe sien Paulus vir Timoteus en Timoteus begin saam met Paulus rondtravel. En vir die volgende 5 tot 7 jaar lank, al wat Timoteus gedoen het, is travel konstant saam met Paulus. Hy was altyd by hom gewees, soveel so dat 7 jaar later, 7 jaar saam met die feit dat hy saam met Paulus beweeg het, op 'n stadium skryf hy Filippense 2. En hy skryf Filippense 2 en hy maak hierdie stelling. Hy sê, ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word wanneer ek julle omstandighede leer ken het. En nou hoor jy wat sê hy vir hom. Nou het Timoteus al vir 7 jaar saam met hom gestap. Vanaf 'n groentjie, vanaf 'n 16-jarige laaitie, vir 7 jaar klim hy op 'n boot en hy travel saam met hom en hy is konstant. Jesus se disippels het 3,5 jaar lank saam met Jesus gestap. Timoteus tussen 5 en 7 jaar. En hoor wat sê hy van Timoteus.
Hy sê, want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. Hierdie ouetjie moes vir 7 jaar lank saam met Paulus stap. Maar weet julle wat gebeur na 7 jaar? Hy stuur vir Timoteus en hy sê hy's my geesgenoot. Hierdie ou voel soos ek voel. Ek stuur hom met vrymoedigheid. Sien, vir 7 jaar lank moes Timoteus sê, ja baas. Ja baas, dit wat jy wil hê ek moet doen, sal ek doen. Sy karakter het gevorm. Wat amazing is Paulus skryf 2 Timoteus. Elizora het vanoggend vinnig gepraat oor dit. Hy skryf die boek 2 Timoteus. En hy sê ek dink terug Timoteus aan al die trane wat vroeër jare gekom het. Hy dink aan die kere wat Timoteus gehuil het by hom. So met ander woorde, dit was nie net maklik geweest vir Timoteus nie. Dit was nie net van tye geweest nie, maar Timoteus in die jare wat hy saam met Paulus gegaan het op baie plekke gekom wat hy gehuil het saam met hom. Sien, want hier is die groot ding van dien is nie maklik nie. Dien is nooit maklik nie. Dien is vir niemand maklik of vir niemand lekker nie. Maar iets wat het gebeur het, is Timoteus het gedien. En hy skryf aan Timoteus, 2 Timoteus se brief. En net na hierdie brief is Paulus dood. En dan lees ons nie weer van Timoteus tensy jy na kerkgeskiedenis gaan kyk nie. En jy sien dat Timoteus het opgestaan as die kerkleier van die gemeente in Efese. En vir jare was hy getrou gewees om 'n rol te vervul wat hy so lank voorgedien het. So hoor ons beginners. Jy dink dat sukses gaan kom nou. Jy dink dat jy moet nou die huis hê en die fancy kar hê en alles waarmee jy saamgaan. Jy dink dat ernstig gaan iemand jou oorkyk. Jy gedink ernstig dat, man, hoe durf hulle hierdie goedes vir my sê? En ek sê vir jou, dien is so ongelooflik belangrik. Dis belangrik, want dis in die tye van dien wat ek leer hoe om ander mense te hanteer. Dis in die tye van dien wat ek verantwoordbaarheid leer, dat ek wysheid leer. Hoor mooi, nie kennis nie. Wysheid kom deur van onder af te dien en te graft en die ure in te sit. Die grind van elke dag. Dis wat gebeur. Daar kom wysheid. Daar kom verantwoordbaarheid. Daar kom 'n punt wanneer jy verantwoordbaar gaan wees vir ander mense en jy gaan weet hoe hulle voel en jy gaan weet wat 'n karakter kweek dit in hulle. As hulle sê, ja baas. Want hierdie is die beginsel wat ek en jy moet verstaan, is dat hierdie diep deel word van hierdie goed is verander, dat mense wat sukses het, stories vertel dat jy eendag self kan staan en stories vertel van die tye toe jy gedien het. Die kere wat dit nie maklik was nie, die kere wanneer jy moes oortyd gewerk het, die kere wanneer jy vir 26 ure aan een moes werk. Daai het karakter gekweek. Gaan luister na mense se stories en wat hulle beleef het. Want dis wat gebeur, is dat ons op 'n plek sal kom en ons sê, ja baas, want hierdie kweek iets in ons harte. Lukas 16 vers 10 maak Jesus die stelling en hy sê, as julle in die klein sake getrou is, dit wat jy nou het, dit wat jy nou beleef, dit wat jy nou dink is sukses, dis die klein sake. As jy getrou is in dit, sal julle ook in die groot sake getrou wees. En so hoe lyk diensbaarheid? As ek sê ja baas, diensbaarheid kweek diep karakter. Dis wat gebeur. Vir al ons beginners, verstaan hierdie, diensbaarheid kweek diep karakter. Nou, voordat julle heeltemal afswitch en ek praat nie meer met julle nie, julle gaan binnekort in die volgende fase ingaan. En hierdie is ons tweede groep kriminele. So ons tweede groep kriminele, julle is die mense wat gevestig is en mense wat ervaring is. Jy staan nie heel bo op die leer nie, maar jy is iemand wat hard werk, jy het al baie jare se ondervinding, en as ek en jy gaan definieer hoe lyk dienaarskap vir jou, beteken dit ek sal. Dis daai wanneer jy jou hand opsteek om te sê ek sal. Hulle vra, wie sal vir ons die tafels pak? En dit wat hulle vir jou vra is benede jou. Jy is ver groter gekwalifiseerd as daai, maar wanneer jy hoor iemand vra, dan sê jy ek sal dit doen.
Dis dienaarskap vir jou. Dis iets wat nie match met jou ervaring nie. Dis 'n taak wat nie match met wat jy eintlik kan doen nie. Dis ver onder jou en jy sê, ek sal. Ek sal die toilette skoonmaak. Ek sal die papiere optel. Daar's beginners wat hulle al aangestel het vir hierdie, maar ek sal. So as ek en jy definieer vir jou, hoe sal dienaarskap gedefinieer word? Dis wanneer jy jou hand opsteek en sê ek sal. Nou, hoekom is dit vrek moeilik vir jou om te dien in hierdie fase? En die blote feit is, want jy het al die tyd ingesit om te dien. Jy is die een met die stories wat kan vertel van daai tyd toe ons nog daar was. Het dit so gelyk. En nou wat gebeur het, is nou op grond van jou posisie, op grond van jou kennis, voel jy, ek verdien gemaklikheid. Daar's 'n mooi Engelse woord, entitled. Ek is entitled op hierdie gemak. Ek verdien my rus. Ek verdien my naweek. Hulle moenie my moenie my op 'n Saterdag bel nie. As jy sien jou baas bel jou op 'n Saterdag, ag nee man, ek sal mos maandag antwoord. Los my uit. As jy 5 uur uit moet klok, 1 minuut oor 5, dan trek daai kar uit die parking lot uit. Jy's klaar. As jy 10 oor 8 by die werk aankom, is okay, want ek vat mos die lunchie. Dis wat gebeur, ek verdien dit. Ek verdien, weet jy hoeveel jare werk ek al vir die ou? Hy weet nie eens om sy eie toiletpapier te koop nie, man. Ek verdien dit. Jy staan op 'n berg van ongelooflike kennis. Jy staan op 'n berg met vrek baie ervaring. Jy het al iets bereik in die lewe en jy verdien mos nou sekere goeders. En dis wat dit vir jou so vrek moeilik maak. Nou vat jy, daar was 'n ou gewees en jy ken hom relatief, jy ken sy naam goed, maar ek weet nie of jy sy storie goed ken nie. So, die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Markus, daai ou skryf die kortste evangelie, maar nou binne in Markus skryf hy 'n detail wat jy nou nog nooit regtig gaan lees het in enige van die ander 3 evangelieboeke nie. Hy vertel die storie van toe Jesus gekruisig is, daai aand toe die soldate kom om Jesus weg te vat. Toe was daar 'n jong ouetjie en toe hulle hierdie ouetjie gryp, toe ruk hulle sy klere af. Toe hardloop hy kaalgat weg. Jy lees dit in Markus 14. So, jy gaan nou sê al die ouens wat hierdie skryf, hoekom sal Markus hierdie hier inskryf? En hulle vermoed is omdat dit Markus self was wat 10-1 dit gebeur het. Hy was 10-1 self gewees. So wat hulle vermoed is dat omtrent op die ouderdom van 16 jaar oud was Markus een van die ouens gewees wat as 'n disipel saam met Jesus beweeg het. Jy weet, Jesus het 12 disipels gehad en dan het hy die 70 gehad en dan het hy die 100 en iets hoeveelheid mense gehad wat agter hom aan beweeg het. Maar so Jesus die groot ding is, baie ouens glo dat al was hy nie een van die 12 nie, was Markus een van die ouens gewees wat konstant naby Jesus was. En so dan lees ons weer van Markus hier in Handelinge 12, Handelinge 13. En onthou nou, Markus se volle naam is Johannes Markus. So as jy hom dalk in 'n ander vertaling lees jy van Johannes het by hulle aangekom. Dis Johannes Markus. En in Handelinge 12, Handelinge 13 gaan hy saam met Paulus en Barnabas op 'n sendingsreis. En die Bybel gee nie vir ons heeltemal detail oor wat gebeur nie. Maar iewerste in die middel van hierdie sendingsreis, toe's Markus net, ek is uit. Ek's klaar. Hy klim af van die boot af en daar gat hy. En is nie iets soos 'n krisis nie, want jy sien dat Paulus wip homself in 'n krul vir Markus. Soveel so, dat toe Barnabas weer vir Markus wou saambring op 'n reis, toe sê jy bring nie daai vaarbond saam nie. Ek soek hom nie hier nie. En dan wat gebeur het, dis so groot striweling tussen Paulus en Barnabas, toe sê hy nou vir Barnabas, nou mag vat jy vir Markus op 'n sendingreis, ek sal vir Silas vat. Dan gaan jy ook nie saam met my nie. En so dis wat gebeur het. Nou, jy kan nie sê wat het gebeur nie, maar een ding wat ek wel weet, is as Markus moes waai op 'n krisis, sou Paulus nooit kwaad gewees het nie. Ek meen, kom ons wees nou eerlik, as jy nou vinnig by die werk moet wegslip, want jou kind is siek en moet hospitaal toe gaan, jou baas is nie kwaad, dit is sleg want jy moet dalk werk gedoen kry, maar jy's baie onmens, vat jou kind.
Dis 'n krisis. Paulus sal nie kwaad wees vir 'n krisis nie. En as jy Paulus se briewe gaan lees, dan weet jy, Paulus bemoedig mense. En so teen die in en sit die ouens op 'n skip, Markus wil waai, en Paulus bemoedig hom, en iewerste besluit Markus, maar hy vee homself af aan Paulus, en daar gat hy. Nou is Paulus kwaad. So, alhoewel ons nie kan sê wat die detail is nie, kan ek vir jou een ding sê, teen die tyd wanneer jy van hom lees, in Handelinge 12, Handelinge 13, is dit omtrent 15 tot 17 jaar na sy saam met Jesus wees in die tuin van Getsemane. Hier's wat gebeur na 15 jaar se ondervinding. As jy dink jy het al iets bereik. 15 jaar, ek was saam met Jesus. Ek het Jesus gesien wonderwerke doen. Ek was daar gewees toe hulle hom in die tuin kom arresteer het. Ek was daar gewees. Ek het nie tyd vir hierdie goed nie. Ek het nie tyd vir dit wat ons nou beleef nie. En dis 10 teen 1 wat gebeur het. Ernstig kom hierdie striweling op, want 15 jaar later het Markus besluit, ek sien nie kans vir hierdie ding nie. Hier is ons gevaar. Ons gevaar van mense wat op 'n plek is en sê, maar ek het al hierdie ervaring, ek is al gevestig in hierdie goedes, dat jy verloor jou kapasiteit om te dien. Dis waar ons is. Ons het gemaklik geraak oor ek verdien, ek is entitled op my gemak. En dis wat ons krisis sit op 'n stadium. Nou moet ons onsself vra, maar hoekom is dit belangrik vir jou om te dien? Want hier is die groot ding. Diensbaarheid kweek nederigheid. Nou ons hou nie van nederigheid nie, maar die Bybel is konstant besig om ons in te nooi in nederigheid in. Want die oomblik wanneer ek en jy nederig is, dan is jy besig om te veg teen bitterheid. Jy is besig om te veg deur krities te word teer ander mense. En so diensbaarheid in ons lewens lyk op 'n stadium dat ons besig is om nederig te word. Want hier is die groot ding. Gaan kyk bietjie in werksopsette. En weer eens, ek het vir 'n hele paar jaar in die sekulêre wêreld gewerk en so ek weet dis hoe dit werk. Jou ouer mense, jy weet, dis ek 'n pragtige Jesuskinders op 'n Sondag. Maar op 'n Maandag, liewe land, jy morsie met daai tannie of daai oomie. Is nou klaar. Hulle het so atmosfeer wat daai kantoor sommer roel. Jy verwag niks van hulle. En nou sê ek vir jou, mense weet jy is 'n Jesus-volgeling en dis jou houding by die werk. Want jy weet nie meer wat dit is om te dien nie. En nou begin ons die stellings maak om te sê dat volwassenheid is nie gekoppel aan jou ouderdom nie. Ons het jong mense in beginnerfase wat meer volwasse is as hierdie mense wat soveel jare se ervaring is en wat weier om te dien. En jy is 'n negatiewe punt vir dit wat Christus in jou doen. So wat doen diensbaarheid? Diensbaarheid kweek nederigheid. Dis wat ons beleef. Dit verander my en jou op 'n plek waar ons kan begin nederig wees. 1 Korintiërs 8 vers 1. Hy sê kennis blaas ons op. Dit maak ons oorvol van onsself, maar liefde bou ons op. Dit maak dat ons mekaar versterk in geloof. So hier's dit. Diensbaarheid kweek nederigheid. Dis wat ons beleef. Diensbaarheid kweek nederigheid. So, as ons gaan kyk na ons beginners, hoekom gaan julle begin dien? Julle dien dit sodat hy diep karakter kweek in jou lewe. Vir ons mense wat al vir jare ondervinding het, ons dien, want dit kweek nederigheid in ons lewens. En hier is ons derde groep mense. En hierdie is ons chiefs in charge. Die ouens wat die gitaar slaan, die ouens wat heel bo is, jy is baas, en jy is die ene wat vir mense sê spring, en hulle moet sê ja baas. En dis met ons wat daar nou gesels word. En dan sê hy nou op hierdie stadium, as ek en jy nou eers, kom ons definieer net gou vinnig. Diensbaarheid, jy kan nou baie vinnig jouself nou laat dink, ag ek is nie so bad nie. As ek vir jou sê, jy moet iemand gaan uithelp, dis baie maklik vir baase en eienaars en ouens in posisie om ander mense te help. As ander mense weer later vir jou kan help. En nou, ons sê dit nie hardop vir mense nie, maar dis hoe dit werk. So met ander woorde, as ek na Andrei toe gaan en sê, "Jesus Andrei,
Hoe kan ek jou help? Yes, ek help hom, maar die dag as ek 'n krisis het, Andrei, hoor jy wil nie gou kom help nie man. Nee? Dis ek gee vir jou klein geld en ek gaan nou weer klein geld weer in my sak kry. So die oomblik wanneer ons baase en eienaars het, as hulle nou hulle self wil laat beter voel oor mense help, want hulle weet om die Hyperlife Society nou te kan help, want hulle weet ons gaan gimsies terugkry. So nou help ons maar met geld. Ai jene, daai ou trek so swaar. Gee maar vir my ou broodjie. Of gee maar iets maar vir jou R100 gaan koop. Oei, ek voel nou sommer goed oor myself. Want die groot ding is jy 10-1 meer geld as tyd. So met ander woorde, ons gee makliker geld as wat ons tyd. Ons word synig op hierdie fase met ons tyd. So hoe lyk dien vir die chief in charge? Hierdie is wanneer jy iemand dien met tyd en hulle kan niks vir jou terugdoen nie. Dis daai wanneer jy by die werk is en jy kom uit jou kantoor uit en jy stap in die workshop in en jy tel saam met hulle die swaar goeders op. Nie omdat jy verwag iets van hulle nie. Jy help net. En so ons definieer hierdie fase met hoe help ek jou? Hoe help ek jou? Wat kan ek doen om dit makliker te maak? Nou weet ek. Dis vrek moeilik vir jou ook om dit te doen. Soos vir die ander ouens, dis moeilik vir ons almal om in hierdie fase te wees. En die rede daarvoor is omdat jy die een is wat verwag dat mense produktiwiteit moet gee. As ek mense moet begin dien, dan gaan hulle vir 'n oomblik dink ons is pelle. En as jy dink ons is pelle, gaan jy begin kansse vat. Maar nou vat ek af vir 'n Vrydag want ek wil gou gaan kyk na die kinders wat gaan rugby speel en nou dink jy kan ook sommer afvat op 'n Vrydag. Dis mos nie hoe dit werk nie. Ek is baas, jy is Klaas. Nee? En so nou wat gebeur is, nou is daar 'n posisie wat ek in is en jy het 'n posisie en die oomblik wanneer ek dien, gaan jy moontlik dink dat ek is op dieselfde vlak as jy. En nou begin dit moeilik raak. Nou begin ons baase terugstaan en ek blaf net orders, ek swaai net sweep en al wat julle moet doen is julle moet werkerbytjies, julle moet maar hop soos julle gaan. En die blote feit is, dit raak vrek moeilik, want die groot ding is jy die idee dat ek my posisie gaan verloor. Paulus skryf 'n brief aan 'n spesifieke ou, maar vir jou om hierdie brief te verstaan, moet jy slawerny verstaan in die Romeinse kultuur. So, in die Romeinse kultuur het jy sekere posisies gehad van invloed. So as jy byvoorbeeld in 'n sekere invloedsfeer was, polities of finansiëel, jy het nie sommer opbeweeg in society of afbeweeg nie. Jy was meeste van die tyd geset. So jou kinders word ingebore in hierdie fase in. Ouens wat as slawe is, kan nie hulle self opwek om oor 30 jaar ernstig in 'n party betrokke te wees. Jy doen nie dit nie. Daar's set met plekke van waar jy moet wees. En so nou het jy het ouens wat in die politiek is en dat jy nou skatryke landeienaars en hierdie ouens onder hulle het slawe gehad. En as jy 'n slaaf is, dan is jy 'n slaaf. En dan wat gebeur het, is dan het daar partykeer het slawe probeer weghardloop. Hy wou ontsnap, hy kan net nie meer nie, hierdie ou is 'n buffel van 'n ou en hulle hardloop weg. En dan as daai ou gevang word, dan kan jy daai ou of laat geslaan word met 'n sweep, of jy kan hom in die tronk gooi, of jy verdubbel sy lading van werk, of jy kan hom selfs gebrandmerk het as hierdie is 'n ou wat weggehardloop het. So nou sien jy, Paulus skryf 'n brief aan Filemon. Jy het dalk nou nog nie eens Filemon regtig gelees nie, maar jy deur agter in die Nuwe Testament. Hy skryf 'n brief aan Filemon. Nou Filemon was 'n landeienaar, hy was 'n skatryk ou gewees, en hierdie ou was binne in die kerk in Kolosse. So die boek Kolossense word geskryf aan die kerk in Kolosse, en so Filemon is 'n ou wat skatryk ou in die gemeente in Kolosse. En hy skryf aan hom oor een van sy slawe, Onesimus. Nou Onesimus was 'n slaaf gewees wat vir Filemon gewerk het en toe weggehardloop het. En iewerste kom loop hy vir Paulus raak. Paulus stap met hierdie oue pad. Hierdie ou kom radikaal tot bekering en hy maak die stelling en hy sê vir Onesimus, gaan terug na Filemon toe. Nou wil Onesimus wil nie, want hy weet either gaan ek geslaan word met 'n sweep, of ek gaan in die tronk gegooi word, of ek gaan heeltemal gepanelbeat word, of ek gaan wat ook al gebeur, ek gaan gebrandmerk word, dubbel die werk. Ek sien lus vir hierdie ding nie. En hy skryf die brief Filemon
vir sy baas, Filemon. En hy sê vir hom, hierdie ou het by my uitgekom en ek is so opgewonde. Ek meen, hierdie ou is so radikaal, ek sou hom by my wou gehou het, maar ek weet hy moet teruggaan na jou toe. So ek skryf en ek vra vir jou, Filemon, ontvang hierdie ou terug, maar nie as 'n slaaf nie, as 'n broer. Hy verwag dat Filemon vir Onesimus nie sal terugbring as 'n slaaf nie, maar dat hy hom sal sien as 'n medegelowige, 'n broer in geloof. Dis wat hy verwag van hom. Dis 'n perspektief van baas oor hoe sien ek die ou wat onder my werk. En so Paulus, wanneer hy sy briewe skryf, dan is daar 'n paar titels wat hy na homself toe verwys. Een van die titels, en ek sit dit so op die skerm, een van die titels waarna hy homself verwys is doulos, beteken slaaf van God. Dit beteken dat ek, Paulus, is 'n slaaf van God. Hy gebruik hierdie woord doulos. Dan is daar ander kere wat hy homself na verwys as diakonos. Nou, 'n diakonos is 'n dienaar van mense. So hier's Paulus. Paulus is die ou wat 30, 35 jaar in die bediening is. Hierdie is die ou wat hy was gestenig gewees, toe bid ouens vir hom toe hulle dink hy's dood en toe staan hy op en begin het loop. Hierdie was 'n ou gewees wat so lank gepreek het. Nou mense raak in die slaap tydens my preke ook, maar niemand val uit 'n tweede verdieping balkon op die grond en breek jou nek en is mors dood nie. Maar in sy geval preek hy so lank, 'n ou val uit die vensterbank mors dood. Stap na hom toe, bid dat hy lewendig word en toe gaan preek hy verder. Dis Paulus. Paulus verwys na homself as 'n slaaf en as 'n dienaar van mense. Die ander woord, en is nou vir my 'n moeiliker woord om uit te spreek, maar hierdie woord is hyperetes. Hyperetes, en dit begin 'n roeier onderdek. Hy verwys na homself in 1 Korintiërs 4 vers 1. Die Korintiërs is besig om op 'n stadium te kom en hulle sê, o, ons is 'n Paulus fan. Die ander ou soos, nee man, ons like Apollos. Die ander ou soos, nee, ons like vir Petrus. En hy soos, hey, stop nou met julle gemors. Hy sê, ons, ek en Apollos en Petrus, ons is soos roeiers onder die dek. Dis as hulle 'n boot gehad het en onder die dek het hulle mense gehad en al wat hulle moes doen is roei. Jy het nie idee waartoe jy gaan nie, al wat jy sê is ja, baas. Hy sê, ons is roeiers onder die dek. Nooit sien Paulus homself as bo op 'n berg staan en sê, ek is baas oor enigiemand nie. Hy nooi ons in. Maak nie saak of jy baas of eienaar is nie. Hy nooi ons in om mense te sien soos gelykes, om mense te begin dien. En so wat gebeur as ek en jy mense dien, is jy breek die konsep van intimidasie. Jy breek intimidasie en jy bou loyaliteit. Jy breek intimidasie en jy bou loyaliteit. Die volgende ding is ek en jy begin op 'n spasie kom wat jy leer mense vanuit jou posisie uit. Leer jy mense wat is genade? Genade is onverdiende guns. Vanuit jou posisie uit, as jy begin dien, leer jy mense wat is barmhartigheid. Die feit dat ek op my knieë sal gaan saam met jou en jou wonde gesond maak. Dink aan die barmhartige Samaritaan. Dis iemand wat is nie deel van my volk nie, dis nie 'n ou wat ek enigstens verantwoordbaarheid hoef te wees nie. Maar ek vat hierdie ou, ek laai hom op my donkie, ek vat hom en ek betaal dat hy gesond word. Dis wat gebeur, daar is iets wat mense snap van jou wat genadig wys, van jou wat barmhartigheid wys, van jou wat 'n nederigheid het. En dink jy aan Johannes 13. Toe Johannes 13 sy disippels in die boonste vertrek gehad het. Toe hy besig met sy disippels, dis die aand net voordat hy gekruisig word. En hy was sy disippels se voete. En een van die ouens wie hy se voete was, is Judas. Want dis die groot ding. Jesus het nie gekom om gedien te word nie, maar om ander te dien. Dis wie Jesus was. En so die oomblik wanneer jy as baas of eienaar leer om te dien, mense te kan sê, hoe help ek jou? Hierso beïnvloed jy mense met 'n ewigheidsinvloed. Hierso kom jy op 'n punt wat jy 'n invloed kan maak op mense wat hulle toekoms in die ewigheid kan bepaal. Daar lê invloed. En so hierso word diensbaarheid vir almal van my en vir jou
op 'n plek getrek. Of jy is 'n beginner, of jy is iemand wat al gevestig is in ervaring, of jy is iemand wat die gitaar slaan, chief in charge. Van elke een van ons word daar vereis om te dien. Om te dien maak dat ek gekonfronteer word met my selfsugtigheid, maak dat ek doodgaan in myself, maar dit kweek karakter, dit kweek nederigheid en dit kweek invloed by mense wat hulle toekoms sal bepaal. As ons sê disippels het 'n dissipline van diensbaarheid, beteken dit diensbaarheid is ons lewe. Mag ons nie vir 'n oomblik mis dat ons moet diensbaar wees nie. En vanoggend wil ek ons inlei in nagmaal in. En ek gaan nou vra om die slides af te sit. Maar wanneer ons begin met nagmaal, net eers weer vir jou 'n recap gee oor hoe werk hierdie nagmaalkelkies. So jy trek eers die deurskynende filmpie af en voordat jy by die sap kom, breek eers die oortjie af en dan trek jy daai oortjie, afgebreekte oortjie met sy folie af om by die sap uit te kom. Net nie daar trek nie, anders het jy rooi kool op jou klere. Hier is die groot ding. Jesus is ons voorbeeld om te dien. Jesus het nie af aarde toe gekom om enigsins bo te kan staan en te kan heers oor mense nie. Hy het gekom om te kom sterf aan 'n kruis. Hy het kom sterf, hy het vir ons nederigheid kom wys, om aan 'n kruis te sterf vir my en vir jou. En vanoggend as ek wil hê jy moet nagmaal gebruik, en as jy 'n besoeker is, asseblief gebruik nagmaal saam met ons as jou kinders hierso is, leer hulle waaroor gaan die nagmaal. Hier is die groot ding, is as ons vanoggend nagmaal gebruik, dan sê ons, Here, ek besef ek kom kort as dit kom by diensbaarheid. Here, U is my voorbeeld. U gee vir ons voorbeelde in die woord. Mag ek vandag gekonfronteer word met my selfsugtigheid en my rebellie. Mag ek leer om te dien. Mag ek sê ja baas, of ja ek sal, of hoe kan ek jou help? Mag ons hierdie begin deel maak van ons lewe.